Goeiemôre gemeente. Welkom ook weer aan besoekers hier in ons midde. Vreugde en voorreg om op hierdie koel Sondagmôre ons Here te kan ontmoet. My bede ook dat ons elkeen hier versterk sal word deur die warm liefde van ons Hemelse Vader, deur die lewende verkondiging van sy woord en die kragtige werk van die Heilige Gees. Ek wil net vra, julle kan my hoor, is die klank reg? Hy's nie te hard nou ook nie. 100 is 'n bietjie hard. So bietjie is hy reg. Goed. Alraai, dankie. Namens die kerkraad dan ook net die volgende afkondigings wat die liefdegawes aanbetref onder die diens vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die Emeritaats Versorgingstrust. Ons meelewing met almal wat siek is, behandeling ontvang vir operasies was. En besonder dan net was Suster Susie Lombard die afgelope week in die hospitaal met rugwervels, maar sy is dan ook weer ontslaan by die huis. En dan het ons ook verneem dat Suster Shirley Malherbe met limfoomkanker gediagnoseer is. So ons dink in besonder dan aan haar en ook aan broer Skalk in ons gebede in die pad en die tyd wat voorlê rondom behandeling. Wat verjaar saam betref, en besonder bo 80-jarig is hierdie week, Suster Ria Gous wat die 23ste Julie verjaar, dan is sy 81 jaar en sy is ook vanmôre hier in ons midde. En dan ook Suster Susie Lombard verjaar die vir die 24ste Julie, dan is sy 89 jaar. So vir albei hierdie susters met hierdie besondere lewensjare die ryke seën van ons Here toegebid, mag dit ook vir hulle 'n vreugdevolle, mooi dag wees, ook met dankbaarheid terugkyk na die genadejare wat ons Hemelse Vader skenk. Ander verjaarsaam, besonder vandag, verjaar Adrian Erasmus en Willem Fritz, en dan ook die 22 Julie, dis nou maandag is broer Koos Kreer, 23 Julie is Suster Hester Steiger, en die 24ste Julie is Suster Kerselda Venter. So vir al hierdie broeders en susters ook baie geluk en die ryke seën van Here toegebid met die viering van 'n nuwe lewensjaar. Katekisasie les 17 word na afloop van die erediens met ons katekisante behandel en dan gaan ons Bybelstudie vir die week voort soos normaal. Die teeskinkbeurt vir Julie maand is weke 6, 8 en 10 en ons nooi dan ook alle besoekers saam met ons uit om na afloop van die erediens koppie tee of koffie saam met ons te kom geniet. Met attestaat vertrek na die gereformeerde kerk Port Elizabeth is broer Gert, Suster Alida en Suster Johanay Kreer. Hulle is woonagtig daar op Colchester. Sien hulle is dan ook vanmôre hier seker vir die laaste keer hier in ons midde, maar dit is 'n vreugde om hulle ook hier te hê. Hulle was nog baie kort hier by ons, maar 'n seën van Here ook toegebid met die nuwe gemeente aan broer Gert, Suster Alida en Suster Johanay. Jeugaksie dan weer Vrydag die 26ste Julie om 5:00 vanuit ons kerkgebou. Ons herinner ook aan ons jong mense en kinders daaraan en dan herinner ons ook aan die vrywillige offergawe vir die motorwag vir Petrus. Ter approbasie in die gemeente voorgehou in die ampt van oudering is broer Boela Koetser en broeder Rian Nodee. En dan herinner ons nou al aan die Jeffries Rus feesdag of bazaar wat hier vir die 28ste Oktober plaasvind. Dis dan baie vroegtydig. Maar ons het reeds inligting daaroor ontvang en sal dit ook in die doppertjie nuusbrief aanbring. Die Jeffries Rus te huis soek dan ook hulp vanuit die gemeente, maar ons sal meer daaroor in die volgende nuusbrief aandui. Om onsself dan voor te berei op hierdie godsontmoeting, kom ons word vir 'n oomblik stil. Gemeente van die Here, wanneer jy en ek hier byeenkom om ons Here te ontmoet, buig ons in diepe afhanklikheid en kleinheid voor ons Here neer en verklaar ons hulp as volg. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader in die Here Jesus Christus
deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. In antwoord op die seën van die Here, kom ons loof hom deur saam te sing uit Psalm 40. Ons sing daarvan verse 2 en 4, Psalm 40 vers 2 en 4, in antwoord op die seën van die Here, en ook waar ons vandag in die prediking kyk, na die sekerheid van die uitverkiesing, ook rondom die vrug, wat die Here in sy genade aan ons gee, maar dan ook vir ons hierdie sekerheid gee, so dan ook in die liedere en beruimings wat ons vandag gaan sing, Psalm 40 vers 2 en 4. Een nieuwe lied reis oor my lippe nou, een lofsang Gode toegesing, een ganse skaar wat my omring, sal sien en vrees en op die Heer vertrou. O soete Godsvertroue, welsalig en behoue, wie wegvlug derwaarts heen, op leenaars nie af, van trotsaards niks verwag, maar seën op God alleen. Net om U wil te doen soos in U boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken saam, dit wil ek eer van ganse harte soek. Ek bied die hart en hande, in wil geofferande, al wat ek is net, diep in my ingewand, waar liefde nywer brand, draag ek U gebed. Direk nadat ons geloof bely, sing ons saam uit Skrifruiming 3-5, daarvan verse 3, 4 en 8. Dit is 'n beruiming van Johannes 15 oor die ware wingerdstok. Kom ons bely dan nou elkeen ons geloof as volg in die hart, en ons doen dit ook saam met alle ander kinders van die Here reg oor die ganse wêreld. Met ons belydenis in die drie-enige God, verklaar ons dan ook dat hierdie die vaste fundament is waarop ons bly staan. Ons bely dan ons geloof as volg in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Elkeen van julle Lord, wie
Gemeente van die Here, kom ons luister nou na die wet van die Here en ek lees dit dan aan ons soos dit opgeskrywe staan in Eksodus 20 vers 1 tot 17. Ons weet dan dat ons Here Jesus, wanneer Fariseërs vir hom vra wat is die groot gebod, dan vat hy dit vir ons saam met die liefde tot God en die liefde tot die naaste. So dan ook hoe die 10 gebooie vir ons ingedeel is in die 2 tafels. Die eerste wat ons leer, hoe ons liefde teenoor God moet bewys, en die tweede, hoe ons liefde teenoor ons naaste moet bewys. So weet ons dan ook dat ons ver tekort skiet in hierdie liefde. Ons weet dat ons Here Jesus Christus alleen die wet kon nakom, maar op grond dan van sy versoeningswerk, die strewe en begeerte by ons, om hierdie vrug van liefde so te leef en te leer, en dit ook te bewys aan God en ons naaste. Ons bede dan ook deur die kragtige werk van die Heilige Gees, dat ons die vrug van liefde werklik waar sal leef. Eksodus 20 vanaf vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder of in die water, onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag, van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys, aan duisende, aan hulle wat my liefhet, en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slaafin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Here, terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam met Psalm 84, ons sing daarvan die 3de en die 6de vers, Psalm 84, vers 3 en 6, terwyl ons so bly sit.
Kom ons bid nou saam. Driemaal heilige God en getroue hemelse Vader, welgeluksalig is die mens wat sy sterkte in U vind. Welgeluksalig is die mens wat op U bou, wat hom laat leer en lei deur die lig en die waarheid van die onfeilbare woord en die kragtige werk van die Heilige Gees. Ja, want vir daardie mens is U 'n son en skild. U beskerm, U gee krag na kruis. U tel op soos met arendsvlerke om deur lewensmoeilike dinge te kom, wat nie moontlik mense gesproke is nie. Vader, so kan ons heerlik bely dat ons alleen by U skuil en alleen by U ons toevlug vind. U is ons rotsvesting, U is ons krag en ons sterkte. En daarom wil ons in ons kleinheid en eenvoud U naam groot maak en eer. Dan alles wat ons dink, doen en sê, wil ons woorde en ons dade getuig van lof, dank en eer teenoor U. Ja, want so dank ons U dat ons weet U dra ons en U lei ons elke dag. En dat ons weet as die gewer van alle goeie gawes voorsien U stoffelik en geestelik dit wat ons nodig het. Vader, so ken U ons behoeftes beter as wat ons dit self ken. Maar daar is by ons dankbaarheid dat ons as kinders U kan aanroep as onse Vader. Onse Vader wat ons in al ons nood en behoeftes ken en dra. Dankie vir die voorreg wat ons ook weer hier het om U naam aan te roep en hier versterk te word deur U woord. Dat ons hier in rustigheid en vrede kan by mekaar kom om hierdie afspraak met U na te kom. Ja, dat ons ook weet, dit is 'n besondere voorreg, dat ons in vryheid U naam hier kan aanroep. Want ons bede is by hulle wat dit nie het nie, by medegelowiges in ander wêrelddele wat vervolg word. Hulle wat op 'n dag soos hierdie in die geheim moet by mekaar kom, en ook daar dit nog doen met dalk die geval waar daar mense inkom om hulle te vervolg. Vader, so sien ons ook in die kerk se geskiedenis al die martelare. Maar dankie dat ons weet, daar waar U martelare se bloed gestort is, daar het die evangelie van krag tot krag gegaan. Dit troos ons, dit sterk ons, dat in midde van hierdie wêreld waarin ons leef, en soveel mense wat teen U kinders en teen U kerk is, dat ons met vrymoedigheid kan voortgaan om U woord uit te dra. Want U woord kan nie geboei word nie. U woord gaan uit tot in die uithoeke van die wêreld en dit bereik dit wat U wil hê dit moet bereik. Dit lewer die vrug op wat U wil hê dit moet oplewer. O Vader, ons bede is by hulle wat deur lyding en beproewing gaan. Ons het ook weer verneem van nog 'n suster wat met kanker gediagnoseer is. Ons dra haar en haar eggenote besonder aan U op. Sterk hulle in hierdie tyd. Wees met hulle as familie. Ja, dankie ook vir die besondere geloof en die vaste geloof wat U ook daar skenk. Want ons weet ook dit is 'n gawe van die Heilige Gees wat nie maar net sommer uit onsself kom nie. So dra ons alleen ook ander van ons lidmate wat besig is met behandeling, hulle wat behandelings afgehandel het, sterkie vir hulle elkeen in hulle omstandighede. Tel hulle en dra hulle op
en gee vir hulle krag na kruis. Mag hulle weet, U is hulle naby. O Vader, ons bid ook dat U met ons gemeente sal wees, dat U ons ook sal sterk in die gemeenskap wat U ons geplaas het, dat ons ook hier met ons gawes en talente sal uitgaan, om die koninkryk te bou. Ons bid ook vir ons ander kerke hier in ons gemeenskap, ons kerke in Suid-Afrika, maar ook oor die wêreld. Elkeen wat vandag bymekaar kom om U naam aan te roep, dat U woord ook so gepredik sal word, soos dit hoort, hier, maar ook op ander plekke. Veral dan in die midde van die dwalinge van ons tyd. O Vader, ons wat dan ook voorgaan met die verkondig van U woord, mag ons dit reg bedien, en so ook U kudde lei, na die mening en die waarheid van U woord, en die Gees. Vader, vergewe ook al ons oortredinge, al ons sondes, ook die vrug van liefde wat baie keer nog by ons tekort skiet. Ons bid, Vader, dat U deur die kragtige werk van die Gees ook daardie vrug aan ons sal laat groei, dat ons werklik in liefde teenoor U en liefde teenoor ons naaste sal optree, uit dank vir die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Ons bid dan ook nou om die verligtende werk van die Gees, mag U woord ook by ons ingang vind, en waar ons vanoggend dan ook besonder voortgaan rondom die moeilike leerstelling van die uitverkiesing. Mag U ook daar weer die skatte van U woord aan ons oopbreek, en dat ons ook weer sekerheid sal kry rondom die uitverkiesing op grond van die vrug wat U gee, wat ook in ons geloofslewe sigbaar word. Dit alles bid ons dan om die groot en ryk genade wat U deur U Seun Jesus Christus aan ons skenk. Amen. Voordat ons aan luister na die Here se onfeilbare woord, kom ons sing saam, terwyl ons so bly sit, uit Liedboek 233, sing daarvan die eerste vers. Liedboek 233, terwyl ons so bly sit, vers 1. Gemeente van Here, ek verkondig nou die Here se woord aan ons, en ons luister daarna deur te lees uit Jeremia 17, daarvan af vers 5 tot 18, Jeremia 17 vers 5 tot 18, en dan gaan ons ook daarmee saam kyk na die Dordtse leerreëls, daarvan hoofstuk 1, artikel 12 en 13. Maar eers aan Jeremia 17 vanaf vers 5. So sê die Here, vervloek is die man wat op mense vertrou, wat in mense sy krag vind, maar sy hart draai van die Here weg. Hy sal wees soos 'n jeneverstruik in die Araba. Hy sal dit nie optrek, hy sal dit nie opmerk wanneer die goeie kom nie. Hy sal tuis wees op dorpsplekke in die woestyn, op brakgrond waar niemand woon nie. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom
wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Die hart is bedriegliker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Ek, die Here, deursoek harte en toets niere, om elkeen te vergeld volgens sy optrede, volgens die vrug van sy dade. 'n Patruis wat eiers uitbroei, wat sy nie gelê het nie, soos iemand wat rykdom verwerf, maar nie met eerlikheid nie. Teen die helfte van sy dae verlaat dit hom, en aan sy einde sal hy 'n dwaas wees. 'n Roemryke troon, verhewe van die begin af, is die plek van ons heiligdom. Here, die hoop van Israel, almal wat U verlaat, sal beskaamd staan. Ja, wie van my af wegdraai, sal in grond geskryf word, omdat hulle die fontein van lewende water, die Here, verlaat het. Maak my gesond, Here, en ek sal gesond wees. Verlos my en ek sal verlos wees, want U is my lof. Kyk, hulle vra telkens vir my, waar bly die woord van die Here? Dit moet tog gebeur. Ek daarenteen het my by U daarop aangedring, het my nie by U daarop aangedring om nie 'n herder vir U te wees nie. Die noodlottige dag begeer ek nie. U weet self wat oor my lippe gekom het. Dit was in U teenwoordigheid. Moenie vir my 'n verskrikking word nie. U is my skuilplek op die dag van onheil. U laat hulle wat my vervolg beskaamd staan, maar moenie dat ek die een is wat beskaamd staan nie. Laat hulle die wees wat vreesbevange is, maar moenie dat ek die een is wat vreesbevange is nie. Bring oor hulle die dag van onheil en verpletter hulle met 'n dubbele slag. Tot sover. Uit hierdie gedeelte hou ek vers 7 en 8 weer aan ons voor. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie. Hy hou nie op om vrugte te dra nie. Daarmee saam dan die Dordtse Leerreëls hoofstuk 1 artikel 12 en 13. Die uitverkorenes wat op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike die uitverkiesings word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate nie. Hulle ontvang hierdie versekering nie deur nuuskierig die verborgenhede en dieptes van God te probeer deursoek nie, maar wel deur in hulle self die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in die woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waar te neem. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid ensovoorts. 13. Die kinders van God put uit hulle besef en sekerheid van hulle uitverkiesing daagliks steeds meer rede om hulle voor God te verootmoedig, om die diepte van sy barmhartighede te eerbiedig, om hulle self te reinig en om hom, wat hulle eers so uitnemend lief gehad het, ook van hulle kant vurig lief te hê. Dit is dan ook geheel en al onmoontlik dat die leer van die uitverkiesing en die besinning daaroor die kinders van God sou laat ophou om die gebooie van God te gehoorsaam, of wat hulle onverskillig sou word deur 'n sondige lewe te lei. Deur die regverdige oordeel van God is dit juis die geval met hulle wat die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulle self toeëien of uitelik en ligsinnig daaroor praat, sonder dat hulle begeer om in die weë van die uitverkorenes te wandel. Geliefde broeder, suster, jong mens en kind in ons Here Jesus Christus.
Daar is min dinge wat so sleg is, soos onsekerheid. Ons almal weet en ken daardie gevoel van onsekerheid wat hier diep binne mens knaag. Na talle finansiële terugslae en onvoorsiene uitgawes, knaag die onsekerheid oor die dag van môre en of daar kos op die tafel gesit kan word. Na mediese toetse word daar gespanne gewag op die spesialis om te laat weet, wat is die uitslae? Onsekerheid oor jou gesondheid kou aan jou en jou geliefdes. Terwyl die noodoperasie op die kind uitgevoer word, kou onsekerheid aan angstige ouer harte. En so sal ons nog heelwat voorbeelde kan noem van die onsekerheid waarmee die lewe ons konfronteer. Een van die vrae wat gelowiges dan dikwels vra is, hoe kan ek seker wees dat ek een van God se uitverkore kinders is? Hoe weet ek dat ek uitverkies is? Dit is geen onnodige en onredelike vraag nie, maar 'n baie belangrike vraag waaroor gelowiges sekerheid moet hê. In die lig van al die onsekerhede waarmee ons in hierdie tydelike lewe gekonfronteer word, is dit 'n besondere troos om seker te mag wees dat jy en ek aan God behoort. Sekerheid van ons uitverkiesing bring rustigheid, vrede en standvastigheid in die midde van al die onsekerhede in hierdie lewe. Uit die aard is daar gelowiges wat soms twyfel of hulle werklik uitverkies is. As gelowiges is ons immers nie perfekte, sondelose mense nie. Ons maak foute. Ons val in die sonde. Ons worstel soms om te bid en Bybel te lees. Ons vra, hoekom Here? Ons voel soms skuldig om die erediens by te woon. Ons dink partykeer, die Here is ver. Soos Jeremia 17:9 dit sê, die hart is bedriegliker as alles. Die verraaier hier binne ons eie sondige natuur, probeer ons verwar oor die sekerheid van ons uitverkiesing. As daar immers onsekerheid bestaan of jy en ek God se uitverkore kinders is daar ook geen werklike troos en vrede nie. Alhoewel nie een van ons in God se gedagtes kan kyk om te sien wie het hy uitverkies en wie nie, wil hy aan elkeen van sy kinders die genade gee om seker te wees. Ja, ons hemelse Vader wil hê dat ons sekerheid het dat ons sy uitverkore kinders is. As kern van die prediking bely ons, deur vrugte van geloof gee God sekerheid dat hy sy kinders uitverkies het. Deur vrugte van geloof gee God sekerheid dat hy sy kinders uitverkies het. Die remonstrante of arminiane van destyds het geleer dat daar geen werklike sekerheid van ons uitverkiesing en sodoende verlossing kan wees. Die gedagte by hulle is dat die verlossing in Christus verloor kan word. Die een oomblik kan jy en ek gered word en die ander oomblik is jy en ek heeltemal verlore. Hierdie dwaalleer bied uit die aard geen troos en vrede nie, maar laat net verdere onsekerheid in 'n lewe vol onsekerheid. Dit is egter geen wonder nie, aangesien die remonstrante leer dat die mens se verlossing van die mens self afhang. Die mens wat jy so wisselvallig is. Die mens wie se hart jy so bedrieglik is met ander woorde die een wat sy eie redding bepaal. Die implikasie hiervan is skrikwekkend. Dit moet geweldig onseker wees om te dink dat 'n gewone, gebroke mens die ewigheid in sy eie hande hou. As die uitverkiesing en sodoende ons redding van die mens afhang, is daar nooit sekerheid van die ewige lewe by die Here nie. Daarom is die skrif so duidelik dat ons nie op die mens kan vertrou nie. In ons skrifdeel uit Jeremia word die vertroue in die mens en vertroue in die Here as uiterstes teenoor mekaar gestel. In vele opsigte herinner Jeremia se woorde aan Psalm 1. Daar is slegs een van twee paaie. Die pad van die regverdige wat op die Here vertrou, of die pad van die goddelose wat op die mens vertrou. Deur sy profeet draai die Here geen doekies om as dit kom by vertroue in die mens nie.
Dit is 'n vervloeking om op die mens te vertrou, sê vers 5. Die mens is van vlees en gemaak uit die stof van die aarde. Die mens is swak en nietig en sterflik. Die mens is in sy eie krag onbekwaam om enige iemand te red. Op die mens kan daar nie gereken word nie, want hy is onbetroubaar. In sondigheid het die mens sy hart weg van die Here gedraai. Om op die mens te vertrou, bring dus geen sekerheid, troos en vrede nie, maar veel eerder teleurstelling, verskrikking en chaos. Jeremia beskryf die vervloeking om op die mens te vertrou in terme van 'n jeneverstruik of 'n kaal bos in die droë wildernis. Die bos is dor en uitgedroog met geen enkele teken van groenigheid of lewe daaraan nie. Dit het nie sy wortels diep genoeg in die grond gestoot om water te kry nie. Selfs as dit reën, is dit nie goed genoeg om enige lewe aan die bos te verwek nie. Die water van die reën verdwyn te vinnig in die woestynsand, sodat die bos se vlak wortels niks daarvan inneem nie. Daar is absoluut geen vrug aan die kaal, dor bos nie. Daar is geen vrug aan die mens wat op homself moet vertrou om sy eie redding te bewerk nie. Die mens wat inteendeel op homself vertrou, het sy rug op God en sy genade gedraai. Dit is soos om die oasis met water te verlaat en in die dorre woestyn te gaan ronddwaal sonder enige water. Dit loop uiteindelik uit op die dood. Die mens wat dink hy kan op sy eie kragte en sy eie kennis reken om homself te red, is 'n dwaas. So 'n mens is soos 'n kaal bos in die dorre woestyn. In teenstelling met die vertroue in die mens is die vertroue in die Here. Met vertroue in die Here word hier bedoel 'n lewe van geloof, toewyding en afhanklikheid van hom. Vertroue in die Here beteken om in 'n lewende verhouding met hom te leef. Uit die aard is dit slegs die gelowiges, die uitverkorenes, wat in so 'n verhouding met die Here kan leef. Dit is die gelowiges wat deur die Heilige Gees geroep word om in die Here te vertrou. Diegene wat niks met die Here te doen wil hê nie, maak op hulle eie kragte en kennis staan. Diegene wat nie in 'n lewende verhouding met God leef nie, is nie daartoe in staat om hom te vertrou. Die vertroue in die Here hou dan wonderlike seën in. Veel anders as die kaalbos sal die gelowige wat in die Here vertrou wees soos 'n boom wat langs water geplant is. Selfs in die midde van die dorre woestyn floreer hierdie boom, omdat sy wortels na die waterstroom uitstoot, om daardeur gevoed te word. In die midde van skroeiende hitte bly hierdie boom se blare groen, want dit word deur die waterstroom verfris. Selfs al kom daar 'n tydperk van droogte, sal hierdie boom nie ophou om vrugte te dra nie. As jy en ek aanvanklik aan hierdie florerende boom dink, voel ons miskien ver van dit wat die Here wil hê ons as sy uitverkore kinders moet wees. Dit klink of hierdie boom perfek is, terwyl ons weet ons glad nie perfek is nie. Let egter op die woorde in vers 8. Hy sal wees. Hier word 'n belofte van die troue Here aan sy uitverkore kinders gegee. Ons sal wees soos 'n boom by die waterstroom op grond van God se genade. Ons kan ons immers nie self by die waterstroom gaan plant nie. Elke mens is van nature soos die kaalbos in die dorre woestyn. In sy uitverkiesende genade gaan haal God ons daar uit die verlore sonde woestyn en plant ons deur sy Gees in Christus. Deurdat ons in Christus geplant word, word ons met die lewegewende water gevoed en versterk. In die grootheid en rykdom van sy uitverkiesende genade maak God van ons wat kaalbosse in die woestyn is, lewende bome met groen blare wat vrugte dra. En tog moet jy en ek erken dat ons ook nie altyd die vrugte van bekering en geloof dra, soos dit pas by kinders van die Here. In skaamte moet ons erken dat daar vanweë die sonde soms slegte vrugte by ons voorkom. Beteken dit dan nou dat jy en ek miskien nie deur God uitverkies is nie? Nee broer en suster, hoegenaamd nie. Selfs 'n boom in die natuur
gaan deur 'n winterseisoen wat 'n invloed op die groei en vrugte van die boom het. As uitverkore kinders van die Here is ons nie sonder sonde nie en ervaar ons ook die winterseisoene in ons eie geloofslewe. So hoor ons vir Dawid, die man van God se hart, sy skuld en tekortkoming in Psalm 51 bely. Ons dink aan die apostel Paulus wat in Romeine 7 vers 19 bely: Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En verder lees ons in 1 Johannes 1:8, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Let daarop dat die Dordtse leerreëls nie perfekte gehoorsaamheid as een van die vrugte van die uitverkiesing noem nie. Die vrugte wat eerder genoem word is ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid. Met hierdie goeie vrugte is dit duidelik dat die sonde en swakheid in die lewe van die uitverkorenes erken word. Terwyl ons in hierdie tydelike aardse lewe is daar oorblyfsels van ons sondige natuur wat nog aan ons kleef. Die profeet Jeremia het dit geweet en daarom pleit en bid hy in vers 14 dat die Here hom gesond sal maak. Dit was nie dat Jeremia fisies liggaamlik siek was nie, maar dit gaan om die geestelike siekte toestand van die sondige mens. Jeremia se bede is om die genesing van sy bedrieglike hart wat geneig is tot die kwaad. Die vrugte van die uitverkiesing lê dus nie in die afwesigheid van sonde nie, maar in die gesindheid en reaksie teenoor sonde. Dit is alleen die uitverkorenes wat treur oor die sonde en daarvan wil wegvlug. Dit is alleen die uitverkorenes wat deur die Heilige Gees daarna strewe om aan God gehoorsaam te lewe, selfs al struikel hulle. Dit is hierdie goeie vrugte wat aan jou en my die versekering gee dat God ons as sy kinders uitverkies het. Die boom by die waterstroom het die versekering dat die winterseisoen verbygaan. Die lentetyd sal weer aanbreek en dan maak die boom nuwe bloeisels wat vrugte voortbring. Ten spyte van die winterseisoene in ons geloofslewe het ons die blye versekering dat ons in Christus geplant is. Omdat die lewende water van Christus deur die woord en gees in ons vloei, mag ons verseker weet dat God wel vrugte van geloof en bekering by ons sal voortbring. Hy is die boer wat ons reg snoei, sodat ons meer vrugte kan dra wanneer die lentetyd aanbreek. Broer en suster, hierdie versekering wek in jou en my ootmoedige en nederige dankbaarheid teenoor die Here. Ons verdien nie om in Christus geplant te wees nie, maar uit genade het hy van ons lewende bome gemaak wat vrugte dra. Deur die Heilige Gees gedring wil ons uit dankbaarheid doen wat God wil. Hierdie Gees het ons die ywer en begeerte om gehoorsaam aan die Here te lewe. Al kry ons dit nie altyd reg nie. Ons wil groei in liefde tot God en liefde tot ons naaste, al skiet ons nog dikwels tekort. By die uitverkorenes is daar 'n dankbare strewe en volharding om te lewe soos wat God wil. Geliefdes in ons Here, ten slotte, juis die feit dat die gelowige soms wonder of hy of sy uitverkies is, gee reeds die sekerheid van die uitverkiesing. Diegene wat nie uitverkies is nie, hulle wat die Here verwerp, gaan hulle verseker nie bemoei met die vraagstuk oor die uitverkiesing nie. Dit is ons as uitverkore kinders van die Here wat soms stoei met die leer van die uitverkiesing. Dit is ons as uitverkorenes wat met ons beperkte menslike verstand sukkel om daarvan te probeer sin maak. Broer en suster, dit is egter nie ons taak om van die uitverkiesing te probeer sin maak nie. Soos die drie-eenheid van God, soos die maaglike geboorte van die Here Jesus, soos die twee nature van Christus, soos die liggaamlike opstanding, so kan die uitverkiesing nie wetenskaplik verklaar word nie. Al wat ons moet doen, is om te glo, want die vrugte van die uitverkiesing kom duidelik by die kinders van die Here voor. Hoe wonderlik dat ons Here juis deur hierdie vrugte aan jou en my sekerheid gee, dat ons sy kinders is.
Ja, in 'n lewe waar ons daagliks met talle onsekerhede gekonfronteer word, hoef ons nie onseker te wees dat ons aan die Here behoort nie. Deur die genade van die Heilige Gees, let op die vrugte van geloof en bekering. En wees verseker, jy en ek is God se kind. Amen. Kom ons saam 'n dankgebed. Ons troue God en hemelse Vader, genade op genade op genade, toon U aan ons, sondegevalle mense, wat niks verdien nie. Niks van U af verdien nie, o Here. En tog gaan haal U ons soos 'n kaal, dorre bos uit die sondewoestyn. U plant ons in Christus om lewende bome te word. Ja, Here, dan snoei ons ook nog reg, sodat ons meer en meer vrugte kan dra wat by die geloof en by die bekering pas. Vrugte, sodat ons nie ons eie wiel daardeur blaas of onsself verheerlik nie, maar dat deur hierdie vrugte U naam groot gemaak en verheerlik kan word. U wat die grootte God is en soveel genade en barmhartigheid aan ons betoon. O Vader, ons dank U dat ons hierdie sekerheid van U af mag ontvang, veral in die lewe waar daar soveel onsekerhede is. Dat ons nie hoef te wonder of te twyfel dat ons die kinders is nie. Want U gee deur die werk van die Gees die bewys daarvan met die vrug wat gedra word. O Vader, mag ons daarom so nederig, dankbaar voor U bly. Mag ons lewe na die mening van die Gees in die woord en altyd daarna strewe om U wil te doen, al struikel ons soms, al sukkel ons soms, want dit is ons hoogste begeerte om U naam in alles groot te maak en te verheerlik. Lei ons dan ook in hierdie week in, maak ons ook bewus van die vrug wat ons dra, sodat ons daardeur aan U lof, dank en eer kan bring in al ons handel en wandel. Dit bid ons dan in die naamsontwil, want aan U kom toe lof, dank en eer tot in alle ewigheid. Amen. Ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawe.
Gemeente, in aansluiting by die woordbediening, kom ons sing saam uit Psalm 1, daarvan die tweede en die derde vers. Ons sing dan die tweede beruiming van Psalm 1, daarvan die tweede en die derde vers. Net daar in die middel van die tweede vers, wie dit oordink, so sap vloei in die bome, geplant langs serk en helder waterstrome, hul dra hul vrug gereeld op hul tyd en ken geen droogte of onvrugbaarheid. Psalm 1 verse 2 en 3. Is die mense goed gesind, wat altyd in sy woord al vreugde vind, wie dit oordink, so sap vloei in die bome, geplant langs serk en helder waterstrome, al dra hul vrug gereeld op hulle tyd, en ken geen droogte of onvrugbaarheid. Die goddelose word verstrooi soos skaap, gewis sal God hom oordeel en hom straf, by die regverdiges kan hy nie kom nie, waar al vergader is geen plek vir hom nie. Die Here lei die wat na hom verlang, die goddelose pad bring ondergang. Gemeente van Here, ontvang die seën van Here, gaan in vrede en wees verseker dat jy en ek God se uitverkore kinders is, want hy gee vrug van geloof en bekering. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle almal wees en bly. Amen.